'n huwelik wat rein is darm maar 'n mooi ding. En die oomblik wat ek sê reinheid, dan dink ons baie keer aan seksuele goeders. En as ons sê ons moet ons huwelik beskerm en daar kan groot goeders verkeerd gaan, dan dink ons aan die big deals, die drank en die affairs en die werkloosheid en die goeders wat ons huwelike kan kelder. Maar weet jy kan vandag weer opnuut hoor hoe jy jou huwelik kan rein hou. En dit is deur dit wat jy kyk, dit wat jy luister en die mense tussen wie jy kuier. Nou, hierdie goeders het 'n groter impak op ons as wat ons besef. As jy jouself die hele tyd bepaal op 'n plek waar jy TV-reekse kyk of goeders download van, en ek praat nie nou van groot goed soos pornografie eers nie, maar jy download goed van jou foon af, waar jy die hele dag gekonfronteer word met negatiewe goeders, of goeders wat jou so op daai borderline van reinheid sit, waar jy dalk begin om onnodig te fantaseer. En nou praat ons van seksgoed. Of jy kyk in goeders vas, waar jy heeldag gekonfronteer word met goeders soos vreesagtigheid, of waar jy die hele dag goeders kyk, waar jy gekonfronteer word met negatiewe uitsprake oor die huwelik, en die huwelik werk in elk geval nie, en egskeiding en goeders, en dis 'n gewone storie wat jy volg, waar jy amper lekker kry as daai man en daai vrou geskei is, want weet jy wat, daai vrou is in elk geval useless, of weet jy wat, daai man sy moes hom lankal al gelos het, of wat ook al. Julle, daai goeders verander jou denke. Dit verander hoe jy na jou maat kyk. So belangrik dat ons as kinders van die Here gaan sê, Here, maak my oë oop sodat ek kyk wat ek kyk. Want dit wat ek kyk, gee my 'n kykie op dit wat in my hart leef. En dan moet ons gaan bepaal wat ons luister. Julle, in musiek wat ons luister. Ons vrouens luister partykeer na soppie goeters en in 'n oomblik waar jy en jou man nie op 'n lekker plek is nie, en nou luister jy hierdie goeters van hierdie love songs, en weet jy wat, jou man sê nooit dit vir jou nie, en jou man voel dit nooit vir jou nie. En op die einde van die dag, voor jy jouself kan kry, is jy op 'n baie negatiewe en op 'n baie slegte plek. Ons moet waaksaam wees. Hoekom? Want ons filter inligting deur hierdie twee goed. So dis nie net die mense saam met wie ons kuier nie. Dis die goeters waarna ons luister op ons kassie, net nie die goeters wat ons met ons oë sien nie. Dan heel laaste, is dit vir my belangrik dat ons as vrouens vandag vir mekaar eerlik sê. Dis nie net man se vriende wat 'n probleem is nie. Die geselskap waarmee ons vrouens uithang, het ook in vandag se tyd 'n groot krisis geraak. Jou huwelik op 'n moeilike plek is, gaan die girl wat nou deur 'n bitter egskeiding is, jou geen goed doen nie. As jy 'n kind van die Here is, maar jy hang die hele dag tussen vrouens en vriendinne uit, wat afgrappe maak en onder die beld grappe maak en regtig waar eintlik negatief is oor mans en al daai simpel goedjies wat ons die hele tyd hoor van, ag, alle mans is dieselfde. Ja, mans is almal, hulle moet net groot word, en daai tipe van opmerkings maak dat daar 'n ding in jou hart kom leef wat jy saam met jou huis toe vat. Het help veel ons hou ons huwelike rein deur te sê ons mag sekere boeke nie lees nie, ons mag sekere flieks nie kyk. Maar in die klein goedjies wat ek toelaat in my TV-reeks, in my musiek of die vriendin wat saam met my 'n koppie koffie drink, daai ding sien ons nooit kom nie. Jou huwelik is meer werd as dit. Gaan sit 'n paar boundaries in plek sodat jy jou huwelik rein kan hou, want 'n rein huwelik is 'n mooi ding.